moet verduidelik, as jy 'n braai hou en jy nooi mense en jy sê ek verskaf die kos, dan is almal vriendelik met jou by die braai. Yes. Dit beteken hulle gaan jou help 'n band ruil kort daarna nie. In die middel van die nag. Of die skool het was of iets nie. En dis die ding, as ons 'n partytjie gehou, ons het die mense entertain, ons het hulle ontvang en hulle is almal baie vriendelik, soos wat mens moet wees in normale diplomatie. Maar as hulle hier weggaan en ons bel nou hey, onthou jy daai braai, gaan hulle dit was lekker, ja. Sê, luister, ek het 'n bietjie hulp nodig, Amerika het my bande gaan stuk en steek met 'n mes en goed, dan gaan nou eers, dit klink baie soos jy probeer. Hallo, baie welkom by hierdie voorlaaste episode van Net nog enetjie. So ons gaan hierdie week nog lekker gesels oor die aktuelle dinge en dan volgende week is ons net vir so rukkie weg, maar dan die week daarna het ons vir jou 'n lekker jaar in oënskou. Ja, soos Spotify rapt, maar ons wat spot en rap. Net nog 'n laaste enetjie. Hierdie week praat ons oor, daar was die naweek hierdie partytjie by Nazareth, die G20. Wat gee dit goeie vibes, gee dit slegte vibes en wat kom aan na? Wat het actually gebeur? Wat gaan aan? Moet ons bekommerd wees? Moet ons nie? Kuier gerus saam. Baie welkom, net nog een keer op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Gesels asseblief saam, like en subscribe. Op YouTube is daar 'n opsie waar jy kan die dingetjie in die rooi trek om te sê thanks. Baie dankie vir almal wat reeds bydrae gemaak het en vir almal wat saam gesels. Moet asseblief nie ophou nie. Dankie ook vir ons borge, kultuurkafee.com. Hulle borg ons bierbekers en ons inhoud van ons bierbekers en ons bierbekers sê vir die van julle wat saam luister, los my bier en volk en ons ook 'n gin weergawe en 'n koffie vir as jy vroeg al wil begin. Ja, so gee En Gee jou alles. vir Nazareth. Goed, so dit was dan nou die G20 beraad. Ek dink almal was bietjie meer bewus daarvan, weens onder andere wel die verkeer en al die ander plekke waar ons gebrek aan slaggate. Ja, alles wat bietjie mooi skoon was en so aan. So ja, as mens so kyk na die reaksie daarop, almal wat meen dit was redelik suksesvol. Alles het mooi en goed gelyk en ons het dan nou redelik 'n mooi prentjie aan die wêreld voorgehou. Ek dink iets wat mense bietjie meer moet oor praat as jy nou bestek ook nog maar hiervan doen is meneer president Cyril Ramaphosa se Russian roulette. En dit is dan nou natuurlik met verwysing na die hele kwessie rondom die FSA wat dan nou hier was nie en al die uitsprake daar rondom wat oor die naweek se beraad gemaak is. So ons weet Trump was hier nie en toe was nou hierdie hele ding oor ek maar aan wie word die voorsitterskap of presidentskap van die G20 oorhandig, want dit is nou volgende jaar Amerika se beurt en toe stuur hulle geheime van die ambassade stuur en soos nee, ons gaan nie vir hierdie junior persoon dit gee nie, ons sal later 'n tydjie vasmaak, dan kan julle dit by Dirkhou se kantore kom haal, dan sal ons vir julle netjies verpak of wat ook al. Miskien met Lady R stuur of so. Uber packages op pad, iets in daai lyn. We'd love to handle your package. Ja nee, ons 66 op pad. So uiteraard nou na hierdie ding afgespeel het en daar was dan ook al sprake dat ons dan nie na volgende jaar se G20 beraad genooi gaan word nie. So wie het dit gesê? Ek dink dit hoef te gesê te word nie, maar ek sou nie vlugte boek Florida toe. Nee, maar daar word ook nou links en regs visums teruggetrek, so mense sal maar sien wie mag gaan, wie het dan nog toegang tot 'n visum. Maar ja, ek dink net om 'n bietjie te gesels oor eintlik dan nou die gevolge van hierdie beraad. Ek dink dit is redelik deurgetrap oor wat dit dan nou beteken of nie beteken in terme van besluite en verklaringe en goed wat ooreengekom is en goed, maar die hele tema van die jaar was natuurlik dan ons verslegtende diplomatieke verhouding met die FSA en hierdie gaan uiteraard ook verdere reperkusies hê. Ja, dit wel kom ons eers krediet is due, die beraad is baie goed gereël, dit het goed afgegaan, so Suid-Afrika kan vir daai 1 of 2 weke kan ons maak of ons 'n normale land is gewoonlik. Dit is baie mooi gelyk. Snacks was great geweest. Die bloemeraanskikkings was fantasties. Die vlae het gewakker, die pad was gelyk. Yes, en hulle het interessant dat ek dit agtergekom, hulle het al die boeme laat gaan verwyder by straathoeke. So ek weet nou nie of ons moes UIF claim of ietsie, maar hulle het nou gesê, "Ag, nie vandag hier nie. Vir hierdie tyd jy mag nie nou hier staan nie. Weg is jy en ons moet lyk of ons goed doen." En die beraad was goed gereël, dit is regtig goed afgegaan. Ons is goed daarmee. Suid-Afrika is goed met sulke goeders reël. Ten spyte van die feit dat die res van die jaar het Johannesburg nie so gelyk nie. So dit was 'n goeie beraad wat dit aanbetref en ons het goed gelyk in die wêreld se oë.
wat interessant is wel is ek dink hierdie het is so bietjie hy gee vir my seker vibes soos dis die revenge body G20 gewees. En bedoelende is die ANC het hard geoefen en toe die jas afgegooi vir die bikini dat Trump moet sien kyk hoe doen ons sonder jou en toe kyk hy nie. Is die kort en die lank. Hy het nie 'n boodskap gestuur nie niks nie, maar die hele G20 het gehandel oor die een persoon wat nie daar is nie. In kort. En ek dink dit ons kan nou praat en sê ja, is nie ons het hom gewys en middelvinger gewys en al die goeters. Ek dink die kort en die lank is nee, dit het eintlik ander kant toe gegaan. Is die feit dat China nie vir Xi gestuur het nie en dat Trump nie opgedaag het nie, het maar oorheers en dit beteken dat ons baie low-key beraad actually ten spyte van ons trotse verklaringe. Wat wel interessant is dis die ou klassieke jy's lekker braaf in jou eie huis situasie. Cyril het aangekondig hier Vrydag eintlik ek sal nie sê maar moedswillig gegaan. Amerika teruggekruip. Ja. Hulle wil nou deel nie. Ons weet dis wat hy gesê het Connie, maar is dit wat gebeur het want toe die FSA agterkom maar hierso is iemand wat sê ons het nou teruggekruip. Dit is glad nie wat hy eintlik soveel woorde gesê potstom. Maar hy het wat gebeur het is Amerika het gesê, luister julle, ons moet nie hamertjie kom haal. Ons stuur 'n bode. Kan hulle Sondag die hamertjie kom haal. Nou dit is reg om te sê jong, is nie 'n bode nie, dit is daarom nou 'n bietjie nie. Maar die boodskap is versprei. Sophie Mokoena van SAIK het eers besluit om vir ons te wys dat hulle nie regtig spesialiseer in feite en sulke goed nie, maar veel eerder hou van stories. Deur te gaan Amerika wil deelneem julle. Hulle is hier en hier's Masters Voice het toe nou mooi geëcho wat Cyril toe daarna op die verhoog sê. Ja, want ek het op die TV geskien. Ek skrik my yskyk dat soos o hel hier kom hulle. Ja, presies dit, maar dis geskets as they came crawling back uiteindelik. En die werklikheid is hulle het basies gesê, luister ons gaan Sondag hier oorhandigingsseremonie bywoon en ons stuur 'n bode. En hulle het dit toe gaan verkoop as dit en daar moet jy moet gaan kyk nou hoe die media op het gerapporteer het. Dis lagwekkend. Dit was Amerika kruip terug. Hier is hulle nou. Yes, ons het hulle. En toe dit nou uitkom, nee, hulle stuur 'n bode. Dis dit soos Cyril doen reg om die bode weg te wys. Fantasties. Maar nêrens kom hulle op die punt. President van die land het op die verhoog voor internasionale gehoor gelieg in kort. Ek kon nie sê nie gou vir my Amerika weet nou al die hele jaar lank hierdie beraad word, nou en toe het hulle besluit hulle gaan nie kom by. So hoekom het hulle Vrydag toe nou besluit hulle wil nou iemand stuur? Wat het Vrydag gebeur? Hoekom? Ja, ek dink hulle is ook so. Want almal is nou ook moedswillig. Want almal sê nou meneer Ramaphosa het nou sy ruggraat gevind en baie styf, maar ek twyfel sterk. Nee, dit is baie maklik om in jou eie huis by jou eie partytjie te gaan. En julle weet wie wens hulle was hier. Kyk, ek kyk op Instagram, hulle lyk glad nie gelukkig nie. Dit is nie. So die bode stuur dis ook moedswillig, dis ook vernederend en dit is die regte antwoord om daar te gaan. Nee, ek gaan nou 'n bode oorhandig, ek gaan nou 'n junior nie. Die probleem wat ons osself het afvra, hoe het ons op die punt gekom waar jy eers lieg oor Amerika kruip terug om jouself te laat goed lyk teen groot diplomatieke koste. Maar die Withuis wat so heftig reageer, sê vir jou dat hulle het kennis geneem, maar om te sê president is running his mouth again, jy word nou as regtig eintlik afgejak. En die tweede een is om dan nou ons moes nie op die punt wees waar jy op die Vrydag nog nie oor gereël het aan wie oorhandig ek nie. En Cyril het basies gegaan, ons gaan chicken speel, kom kyk wat doen julle. Ons gaan nie reël, julle sê julle wou nie by nie. Taf, dan gee ons nog vir 'n leesstoel ensovoorts. Jy moes voor die tyd gesê het reg, vir wie gaan ons oorhandig en dan dit aankondig en sê ons gaan na die tyd. Dit Amerika het ook gegaan. Ons stuur die mees junior mens denkbaar wat in diplomatieke terme basies is om te spoeg in iemand se gesig soos wat hulle die hamertjie vat. Hulle sal nie letterlik nie want dis diplomatie. Dis nou jy mag nou nie. Maar dit is ook bedoel om Suid-Afrika te verneder en al wat dit vir jou sê is ek dink nie ons moet duim vashou vir 'n Christmas miracle wat handelsooreenkomste betref nie. Ja, dit is een ding om te sê ek was reg, né? Maar wat het jy nou gewen? So ons is nou reg, ons het nou die vreeslike moral high ground, dus weet ons vertel van ons Europese vriende en van ons Oosterse vriende, maar as hulle hier wegloop, loop hulle weg met hulle belange. Hulle loop nie weg met ons belange nie. So het ons regtig gewen. Ja, ons blomme was baie mooi gerangskik, maar het ons regtig gewen vir Suid-Afrikaners? Ja, ek dink Cyril het dan nou regtig eintlik gedink hy speel nou sy tipe trampkaart, so is nou sy beurt om die ligte af te sit en op die groot skerm goedjies te speel. Maar ja, ek dink daar's regtig deeglik oorweging gegee aan dan die moontlike
politieke gevolge. Wat gaan die moontlike politieke gevolge hiervan wees? Ja, wel ek dink dit hou nog groot risiko in want ek meen jy het nou amper op nie amper nie, op 'n wêreldverhoog het jy nou jou steekie ingekry. So Ja, maar jy het jou steekie ingekry terwyl al jou vriende om jou gesit het. ja, Vriende. Nee, en tog baie van daai ouens wat Dis dit een was. sterk woord. Ons het al gesien hoe hulle posisies verander het, juis om Ja, maar buiteraan. hulle het gegaan, hulle wou gaan handelsooreenkomste Ja. aangaan. Ja, so nee, hulle vinnig hulle dingetjie verander toe hulle daar nou na Trump toe moes gaan. Hulle het ook gesê, hoor jy is nie, hierdie is nie reg nie of wat ook al, maar dan het hulle gegaan en terwille van hulle land en hulle ekonomie Ja. het hulle gegaan en die onderhandelinge goed gaan doen want ons het dit herhaaldelik op hierdie program gesê, jy kan nie die wêreld se supermoondheid ignoreer nie. Dit is nie Ja, hoe dit kyk, werk. ons het dit nog gesien selfs al daaglik in die opne het hulle 'n ongelooflike teenwoordigheid. Ja, die invloed is daar, maar kan nie saak wat jy doen. dit verander nie. Kan ek net vra so volgende jaar, want gewoonlik is dit die 3 lande, net dis die vorige president, dis die huidige president en dan is dit nou die volgende een. So ons moet nou oorgee aan die FSA. Is daar 'n manier dat ons op een of ander manier weggelaat kan word uit volgende jaar se G20 goed? Ons is nou die vorige president van die G20. Kan die FSA sê nie Ja. vir ons vandag, dankie. Hulle kan sekerlik. Ek dink nie kyk as die reëls rondom die ding nie. Daar's nie nou vaste jy moet nooi of jy moet nie nooi nie. Is daar niks uit die G20? Daar's nie soos baie Een of ander statutêre, dis nie 'n hof grondwet. of niks. Dit is eintlik maar jy doen wat jy wil. Ons kan dit sien, Cyril het basies aangekondig, hier is konsensus en toe is daar nie. Maar dit maak nie saak nie want daar's nie 'n metode om dit uit te sorteer Wat is nie. berig as daar konsensus is, kom nie? Ja, dis omdat mense sukkel met leesbegrip en dan besluit hulle om joernaliste te wees. Wel, ek wil hê jy moet sê wat jy regtig dink. Nee, ek gaan nie 100% is. Konsensus tradisioneel beteken almal stem saam en wanneer jy verskeie lande het wat kyk dit is een van daai sneaky goed. So Argentinië het pas gegaan. Hierdie verklaring is so absolute bullshit. Ons gaan nie eens opdaag vir die Vrydag om dit te teken nie. Sorry julle. Dis hulle uit en toe kom die ANC en sê, "Ha, ons konsensus." Dis hulle maar Argentinië stryd. Sê hulle, "Ja, wel, kom ons sê dit so." Almal wat daar was stem saam. Nou gaan hulle wat bedoel almal wat daar was ja, nee, almal wat by die vergadering was het saamgestem. Ons dink is genoeg om te sê konsensus. Wel, dis wat hulle Saterdag gesê. So, maar okay, die politiek is 'n persepsie game, so dit gaan oor jy kondig dit aan, die Saterdag sê luister ons het konsensus bereik, mense klap hande en nou vat dit 'n brawe buitelandse minister van Argentinië wat sy handjie opsteek met hallo julle nee. Luister, ja. Ek wil net Nie vir ons vandag nie. nie vir ons vandag nie. So nee, dit dis hoekom dit is slim gedoen om dit reg te kry om deur te druk. Ek is nie seker wat jy bereik nie as jy legit gedink het Amerika gaan homself steur hier aan of ek gaan nou wys Suid-Afrika is terug op die map. Nee, my gevoel is bietjie moenie verwar as jy moet verduidelik, as jy 'n braai hou en jy nooi mense en jy sê ek verskaf jy kos. Dan is almal vriendelik met jou by die braai. Yes. Dit beteken hulle gaan jou help 'n band ruil kort daarna nie. In die middel van die nag. Of fiskoloog het was of iets nie. En dis die ding, as ons 'n partytjie gehou, ons het die mense entertain, ons het hulle ontvang en hulle is almal baie vriendelik, soos wat mens moet wees in normale diplomatie. Maar as hulle hier weggaan en ons bel nou die hey, onthou jy daai braai gaan lees, dit was lekker ja. Sê. Luister ek het 'n bietjie op nodig, Amerika het my bande gaan stuk en steek met 'n mes en goed. Dan gaan nou dit klink baie soos 'n jy probleem. En dan Dis sleg. Sterkte daar. ja, dan gaan hulle aangaan en dan gaan ons pretty much weer op ons eie sit. Rondom kan ons ontnooi word. Ek weet nie of hulle so direk ons gaan ontnooi nie, alhoewel dit is Trump, hy mag dalk baie direk ons ontnooi. Ek vermoed daar is min goed so in gevaar soos 'n ANC visum na Amerika toe tans as 'n paar wat gaan ontplof. Maar meer spesifiek, daar is baie druk wat sê wat maak ons in die G20? Ja, impliseer nou ons is die 40ste, 44ste grootste ekonomie. Ja. En dis vir die 20 grootstes. Waarom is ons daar? En ons is nie, ja, maar ons is nie eers met die grootste ekonomie in Afrika nie. So ek dink Amerika gaan in daai rigting druk en sê Ja, maar ons het nog as altyd ons- geografies en polities en Ja. reël dat ons 'n rol op die wêreldverhoog gespeel. So Ja. ons het histories het ons 'n Ons plek het- daar en ons hou van ons plek. Los asseblief net ons plek uit. ek dink nie hulle gaan ons plek uitlos nie. Ek dink hulle gaan alright, ons kort 'n token Afrika land. Dis pretty much wat die G20 met ons gedoen het destyds. So kom ons kies. Ons gaan die grootste ekonomie vat of hulle gaan die AI nooi en sê alright, Afrika is hier is die AI. Dit verteenwoordig julle almal. Of hulle gaan Nigerië en Egipte is altyd 10 groter as julle. Nee, maar Egipte is nie Afrika, die kon nie jammer. Dis Midde-Ooste. Ek wil sê volgens die kaart. Ja, maar dan As jy nou die Dis net 'n presidentskap van die G20 oorneem, ek meen jy kan dan dadelik eintlik met jou agenda begin. Soos wat Afrika gedoen het, daar was 'n duidelike agenda, die tema rondom wat die raad was en daar's toe daai hele
gevra vir daai verslag wat opgestel moet word rakende ongelykheid en die brood so. Is ons nou nog die president? Nee, ons het toe die hamertjie neerkom. Dit is dit nou Klaar. klaar. Nou is dit Okay. So daar is nie nou dink ek 'n president tot oorhandig is. Nee, daar is, hulle is amptelik Is hulle president. Kyk, dit is seremonieel die oorhandiging. So dis hoekom dit maak nie so baie saak nie. Hy kon die hamertjie gegooi het na 'n leerstoel. Ja, maar nee. Dit maak nie super baie saak nie. Ons is nou amptelik nie meer nie, So Amerika. ek dink mense gaan dalk vinnig 'n aanduiding kry sodra hulle dan nou op hulle agenda besluit het in terme van wat gaan die agenda van hierdie volgende G20 wees? Waar gaan ons nou fokus? Wat se Nee, kom maar, is dit nie so navorsing, klein bietjie verslae? skerry die feit dat hulle nog niks gesê het nie. Hulle het Dit is as jy mafies jy wag tot jy pa by die huis is. Niemand skwaad of beklei of niks nie, want niemand sê net niks. Ek dink dit gaan baie interessant Jy weet wees. dis 'n helse fout, maar niemand sê Ons weet al klaar, ek meen Trump wat gesê het verstaan vir sy volgende termyn, dis Amerika eerste. Ons het dit gesien met die handelsooreenkomste, handelstariewe, al hierdie verskillende goed, waar Trump oral eintlik al reg oor die wêreld was om met mense te gesels en goed. So dit gaan heel moontlik net 'n voortsetting van daai agenda wees van Amerika eerste. En dan as dit die agenda is, gaan dit Ja, nie goed maar gaan tussen so, Nico, dit is nie cool nie. Weet dit, die G20 is nie Amerika eerste nie. Dit is juist wat die G20 is. Dit gaan nie net oor jou nie. Partykeer moet jy bietjie weier ook kyk. Die hele wêreld draai nie om jou nie. Ja, G20, ek verstaan, maar dit doen as jy Amerika is ongelukkig. Jy is 70% van die G20 omtrent gewees. Dis die ding is so waarop dit neerkom is Amerika het reeds half gesê, luister, hierdie baie lande wat genooi word, ons gaan dit stop. Ons gaan die actual 20 maak, ons gaan dit kleiner maak, ons gaan die G20 make the G20 great again situasie. Ons gaan weer kleiner maak, ons gaan weer sy doel laat dien. Wat is die lande met vermoë, met bewese vermoë wat bymekaar kom. Ek kan jou beloof geen staatshoof gaan Amerika se mis buiten vir 'n mediese ongeval nie, want jy kan nie bekostig om dit te mis. Jy kan bekostig om ons te mis. Ja, is 'n lekker party, maar is nou maar so. Daar soek jy 'n plek aan die tafel. Daar soek jy dit, jy moet daar wees. Dit is belangrik. Ek dink as een staatshoof wat dit gaan mis, maar is onsin teen een. Maar nie Moontlik Rusland, nee. Hy reis ook nie so baie in die buiteland sirkel nie. met 'n Kwesi daarso in die Gulf of America met veral nou weer. Kan ons nou. Het iemand al reply? Klem op die Russian met die klem op die exactly. So dit is Amerika gaan dit anders benader, hulle gaan in 'n ander rigting. Die vraag is wat doen die G20 nog? Is dit nog nuttig? Wat presies kry dit reg? Ek is nie seker vreeslik baie nie. Van ons perspektief af, ons het 'n goeie G20 aangebied, het gewys dat Suid-Afrika kan seker goed aanbied, so daar mag weer in die toekoms goed na ons toe kom. Dis goed. Die slegte deel is ons het baie hard geoefen, ons lyk goed, ons lyk mooi, ons doel was om vir Trump te wys wat hy mis en ons het toe die jas afgegooi en 3-4 penne opgetel en hy het net vir sy foon gekyk en gelag en ons nie regtig raak gesien nie. En ek dink as wat dit verkoop is as ons het nou wat ons wil gewys, kyk ons kan aangaan. Ek dink hierdie dinge die teenoorgestelde gewys is klomp kommentators wat nou sê, dit wys dat hierdie instellings soos die G20, die VN wat meer verskeie lande saamwerk, hulle is nog lewendig en hulle gaan nog Dit het gesê lande werk saam ten spyte van. So hulle het gewys ja, Amerika is daar, maar ons kan sonder Amerika. Maar jy sien, maar is dit nie so nie? Nee, want niks konkreet is besluit nie. Die werklikheid is, hulle het in 'n kamer gesit en gegaan. Ons dink die klimaat moet beter wees. Klap hulle hande, dis wonderlik. Maar niks konkreet is neergesit nie, niks So konkreet hoe doen ons dan hierdie? Want ons wil graag Amerika, Amerika is van Trump se oogpunt af, is dit, hy sien hierdie goed, as julle wil ons inspan, en ons die perd uit die kar trek, en julle sit bo en slaan die sweep en kan ons stuur. Ons stel nie belang in dit nie, ons wil nie meer dit doen nie. So ek wil nie meer seker goed by nie. Ek doen nou bilateraal, bedoel is ek in die ander land, ek is baie groter, so nou praat ons en ek kry beter terme. Hy is baie goed met daai 1 tot 1. Exactly. So ek dink as jy iets uit hom wil hê, dan moet jy so met hom sit, dit help nie jy gaan sit by 'n G20 of by 'n hy het ook gesê hy doen dit nie meer nie. Hy gaan nie meer G20 nie, hy het van die VN onttrek. maar daar's verskeie goed, die klimaat, goeters, baie wat hy van onttrek het, want dit is nie hoe sy styl van ek wil sê leierskap is nie, maar dit is glad nie sy styl nie. Nee, maar van Amerika, hy vra terug, is wat kry ons hier uit? Dus nou trek ons die kar en julle almal sit bo en ry saam en dan elke dag dan sê hulle ons sleg omdat ons nou op 'n klip getrap het of iets. Sê hy nee, hulle is oor dit, hulle gaan dit nie meer doen nie. So dis nie net omdat hy kwaad is vir sy rol nie, dis ook, maar dit is ook hy stel nie meer belang in die goed nie. Amerika het gegaan. Ons sien nie lekker die net vir ons. Uit aan die goed deel nie. Ons gaan eerder dit alleen doen. Is dit nie 'n bietjie selfsugtig nie? Dit is soos wat lande behoort te wees internasionaal. Hoekom dit is jou doel, is jy moet jou land se belange gaan uitdra.
Ja, want ons doen dit tot op 'n punt. Ons het al gepraat oor charity wat by die grens van Beitbrug stop, sê jy altyd. Ja, So ons wil almal moet help solank iemand anders dit doen. So die FSA met daai helpertjie wees want ons het ons eie probleme wat sal dit oplos, maar dis die ding is ons wil nou graag ons soewereiniteit behou met julle geld. Dit is die ding is. Alright, maar nou nie Ons wil geld hê, ons wil vriende wees met wie ons wil wees, ons wil onder die tafel ons wil lelike goed van julle sê en dan gee nog steeds julle geld. Ja, ek weet nie of ek dink daar's baie vasgehak by daai ding rondom ons wat nog altyd op die wêreld verhoog was en uiteraard alles wat in Suid-Afrika gebeur het en die oorgang en hoe dit as hierdie voorbeeld voorgehou is aan die res van die wêreld en goed en dit voel vir my ek dink van daai mense sit nog daar vas en dink nou weer eens jy kan nog steeds net jy kan doen wat jy wil. Jy kan sê wat jy wil want jy is net hierdie absolute voorbeeld vir die wêreld. So kyk, ja, hulle praat ons van ons is 'n morele supermoondheid. Is ons nog Connie? Nee, ons is nie. Ons die ouens wat dit sê het in Bisa Hospitaal leeg gesteel. Nee, dis nie hoe dit lyk nie. Dis nie Moeder Teresa nie. Dit is geensins meer. Ons het lankal ons moraliteit en goed verloor. Ons is onder die indruk. Mense kom nog as ons inkom en gaan hulle kyk hier reënboog. Dit gebeur glad nie meer nie. Hulle kom nou hier en gaan hulle net soos Daai was nou baie diep. Ek weet wat gebeur het. Nee, as ons nou instap, gaan hulle weet julle nie het 250 miljoen rand swembad vir hulle vorige president gebou nie. Ja, sê dit. Dit was 'n firepool. Ja. En was julle krag nie af vir 10 jaar nie. Wat doen julle met Dit was sabotasie. Dit was sabotasie. nee, dit was Trump wat die ligte afsit. Dis Trump, dit gaan binnekort kolonialisme ook wees wat besluit het die krag moet Gee dit net tyd. Gee dit tyd. So nee, ons is nie meer daai ons dink ons is. Maar ons is regtig nie. Okay, maar wat is ons dan? Ons is 'n muisondland, toenemend meer. Ons vriende is Iran, Cuba, Rusland, China. Dis nie en Venezuela, ons het nou amptelik ook ons het goeie bande met Venezuela. Dis nie great geselskap in die wêreld nie en dis in besonder nie ouens wat jou gaan help 'n bandruil op 'n snelweg in die aand nie. Laat in die nag. Nee, dit is nie wie jy wil hê nie. So dis met wie ons heel en waar die weste vir rukkie gedog het, okay, dis net omdat julle so nice en so vriendelik. Nou begin hulle besef Amerika besonder. Dink julle hou van die mense, né? Ja. Wat? Nee, maar dan nou kan ons nie vriende wees nie. En dis waar ons is. Ons is by daai deel. So dit is 'n goeie beraad. Ons is mooi diplomaties, ons lyk goed. Hierna wel, nou gaan al daai lande gaan terug en hulle bel vir Trump onmiddellik en sê, "Was glad nie lekker nie." So, dit was glad nie lekker nie. Die verteringskinkings was hier Ja, ek het gemaak of ek het geniet, maar ek sou eerder by jou wees, nee, jy verstaan. Dis daai oproepie en ons sit terug en dink, "Jesus, kyk hoe baie hulle van ons." Ja, Ryland, kan nie wag vir jou partytjie volgende jaar nie. So jy sê ek kla my Sien jy kaartjie daar? bespreek, verblyf bespreek. Pretty dis much. bietjie Jy sien, ons het min of meer die ding beleef wat is ons het die lande getref by die Unie en toe na die tyd toe gaan hulle ons moet koffie drink. Nee, maar dit- definitief ons reël het. Ja, nee, moenie ek sal stuur. Ek sal moenie worry. En weg. Dit lyk hier amper ek meen mense kan nie amper eers anders dinge soos is die regering besig om internasionale steun vir kaders te werf soos omdat jy weet jou tyd is amper verby so jy werf nou steun vir jou kaders sodat daar net 'n vangnet daar is. Dit hulle kan wat? Ek weet nie, maar dit is hoe absurd dit lyk. Mense weet nie eens hoe om anders te dink soos wat is jy besig om te doen want dit lyk verseker nie asof jy besig is om in die beste belange van die mense in hierdie land op te tree nie. So is jy dan nou weer eens besig met dit waarmee jy hier in Suid-Afrika agter die skerms ook besig is. Is jy nou besig om dit internasionaal te doen? Dit is my vermoede is Ramaphosa het sy ruggraat gevind en want ek dink hierdie is sy swanesang hy sien dit as dis sy hoogtepunt en hulle het voor die tyd besluit met die samewerking van News24 en ons media dit gaan 'n hoogtepunt wees ongeag ek oortuig van Cyril kon gevloek het op die verhoog en ons het gegaan uit kyk hoe passievol is hy. Klim my in onder die mense. Hy kon letterlik 'n oorlog teen Zimbabwe verklaar het en hulle sou gaan het sorteer hy geopolitiese goed uit tydens die G8. So nee, dit was vooraf bestem dat dit 'n sukses sou wees. Hulle het letterlik net gegaan alles wat meer lyk het misluk. Nee, dit het nie gebeur nie. En dit is ons het dit al gesien, dis 'n tried and true taktiek is. Ons sê ongelukkig oor rassewette, sê ding nie. Soos wat jong, is nogal groot ding met Amerika nie kom nie. Nee, sê, wat's Amerika? Dit is 'n ding nie. Ja, sê ding nie. Wie die? Didn't happen. Ons gaan dit aan. Dit was sy hoogtepunt. Ek vermoed hierna gaan hy in elk geval in die ANC kwyn en relevantie toenemend soos 2027 se leierskapverkiesing kom. So hy weet dis mooi. Ons het rugstyf gemaak. Ek is nie seker wat ons wen daaruit nie. Dit is 'n moeilike situasie en dit is eintlik waarvan ons moet vies wees is ja, jy kan nie dat iemand net jou boelie die hele tyd in jou sleg sê nie. Jy moet op 'n stadium opstaan. Die punt is hulle het dit toegelaat dat op hierdie punt kom waar ons op die G20 verhoog moet jok oor Amerika en wat hulle doen om te lyk of ons sterk is.
jy moes lankal hierdie uitgesorteer het en as jy enigstens moeite gedoen het van Mei af, dan was Waans hier. En hulle het dit nie reg gekry nie. Van Amerika se kant af, ek dink tog hulle het gemis om nie te kom nie. Ek dink hulle sou baie beter die werk van Suid-Afrika isoleer en verneder kon doen as hulle hier was, as dit hulle mikpunt is. Waar ons vir Trump wat opdaag kon baie meer die beraad rondgeskop het en totaal die agenda bepaal het, wat hulle in elk geval gedoen het. Almal het oor hulle gepraat, hulle is hulle nie daar nie. Ja, ons is okay. As jy, nee, en dit sou, ten minste, ons is genoeg rondgeskop nou. Indien niks anders nie, sou dit baie meer vermaaklik gewees het. Ja, dit so. Dis van, maar jy sien, daai ons het konsensus, Argentinië gaan dalk, daar is 'n manier, hoe die Donald nie onmiddellik opstaan en sê, ek vat my Air Force One en ek gaan. Nee, gaat ons nie. So ek dink van Amerika se doel, want die probleem waarmee hulle sit wel is, hulle wil Suid-Afrika isoleer, maar hulle wil so 'n bietjie hulle eie agenda druk. Wil nie deelneem aan die goed nie, ek dink jy moes vir Waans gestuur het, en dan tog hier seker gemaak het Suid-Afrika kry nie die agenda wat die supranasionale instellings, die VN en daai goed, sterker wil maak nie, want vir Amerika is dit nie nuttig nie, hulle wil bilateraal. En kan jy nou indink, as Amerika hier is, of lande enigstens met ons wil praat, hulle gaan almal net, okay, ja, praat ons hier so en daai, so hulle sou baie meer kon die agenda bepaal. Miskien het VS ons guns gedoen. Ja, ek dink hulle het, en want nou kan almal, dis maar daai klassieke, die vriend wat nie opdaag nie, nou kan almal moun oor daai vriend, vir die hele braailand. En dis die punt, sonder dat hy daar is, jy gaan nie in die gesig geslaan word nie, maar jy sal oplet, ons het redelik ons mond uitgespoel. Die ander lande is baie versigtig, so Macron sal gaan. Dit is wat jy noem om diplomaties te wees. Ja. Dit is letterlik wat dit beteken. Dit is diplomatie 101, is Macron wat gaan, die verhale van wat vir my sê, ag, ek mis hulle so, dis jammer hulle is nie hier nie. Maar, ons moet aangaan. Nou het by jy niks gesê nie, maar jy het so mooi gesê. Dit is so. Dis Ja, ons kan maar nog Dit is bietjie, diplomatie. soos bietjie Zuma diplomatie, soos Ja. diplomatie 70, 11, 12. Nee. It's 101. So ja. dit kom neer op, goed afgegaan, is verby. Nou kom die werklikheid terug dat ons is die muis saam met die olifant op die brug. En daai verhouding het, ek dink nie, ons het 'n lekker, ek dink ons het ernstige skade gedoen in die verhouding met die FSA en enige kans op herstel vanaf die ANC is teen gekelder vir 'n hele ruk. Wat ongelukkig beteken Nasrek het mooi gelyk, maar ons uitvoerders van motors ensovoorts gaan 'n rowwe jaar hê. Dis die prys wat ons uiteindelik betaal vir 'n goeie gees. So kom ons kyk of Rampie se Russian roulette op politieke selfmoord hy of dan nou Ja. of daar 'n paar blanks tussen. Ag, hopelik. Kom ons kyk.